Goeienaand aan almal wat by ons eerste Pinkster geleentheid vanaand ingeskakel is. Ons glo dat die Here op 'n besondere manier ook vir ons sal ontmoet en waar hy ook met ons sal praat. Kom ons vra net die seën van die Here. Here in ons hemel, Vader, dankie dat ons ook in hierdie aand so saam met mekaar kan wees rondom u woord en dat ons kan hoor wat u sê. Wanneer u praat, dan luister ons, want ons gedagtes rig ons op u. Spreek, Here, sodat ons kan luister. Amen. Ons teksgedeelte vanaand is Romeine 1 vers 18 tot 32 en julle kan dit gou lees en dan pause julle net die video en dan lees julle dit vir julle self en dan sal ek nou verder gaan. Goed, ons het die teksgedeelte gelees. Besonder is daar 'n paar gedagtes wat hieruit na vore kom. Dit is vir my altyd interessant om na mense te luister as hulle die evangelie verduidelik. So baie van die mense begin by die oordeel van God. Veral oor die ongelowiges en die afvalliges en dan nog ander groepe van mense. Die mense gaan reggetel toe want hulle glo nie in die evangelie nie. Daar's vir hulle geen genade nie. Hulle bekeer nie, dan gaan God se oordeele vir hulle tref en gaan hulle ewig brand in die ewige vuur wat vir hulle wag. Vrees en bewing word mense dan bang gemaak oor hierdie verskriklike, veroordelende God. Dit is hoe hulle evangelie lyk. Kom ons kyk 'n slag net na hoe lyk 'n mens wat sonder God lewe. Hoe lyk die lewe van 'n mens? Nou ons het dalk die idee dat dit die allerverskriklikste, lelikste en erge sondige mense moet wees. Mense wat moord pleeg en steel en die verskriklikste tale gebruik en dwelmmiddels verslaaf van is en vol tatoeëermerke is. Maar dit is vir ons onsself vasloop. Want mense wat sonder God lewe, kry jy oral en hulle lyk net soos enige ander van ons godsdienstige mense. Johannes Calvin, jou groot hervormer, het gesê dat die mens 'n fabriek vol afgode is. Martin Luther se gedagte sluit ook daarbey aan. Hy sê weer dat mens maak gode wat tot jou voordeel is. En as ons dit lees, dan moet die gevaarligte vir ons as kerk dadelik aangaan. Want dit beteken dat ons God ook so kan sien dat hy net tot ons voordeel is. En daarmee maak ons van ons God 'n afgod. Moet gedagte hou, Paulus skryf hierdie brief aan die gelowiges in die gemeente. Dit is nie mense wat God nie ken en eer nie. Dis mense wat God aanbid deur die geloof in Jesus Christus, Romeine 1 vers 3, en vir hom liefhet, vers 7. En die rede waarom hy vir hulle so skryf, is om te laat besef dat hulle moet versigtig wees, dat hulle nie soos die mense wat God nie ken nie, kan word. Volgens Martin Luther sluit hy homself en ook die gemeente hierby in. Hy sê geen mens kan hier op die kantlyn staan nie. Luther beklemtoon veral die feit dat die leiers van die gemeente baie goed moet let op hierdie woorde. Maar Paulus preek nie hier vir die ongelowiges nie.
Hy is nie besig om hulle te veroordeel nie, want hy wil hulle nie wegjaag nie. Dis net soos ons kan nie vir die mense buite die kerk preek nie, want hulle is nie hier nie. Ons moet vir die mense wat wel hier is, moet ons preek. En dis presies wat Paulus in hierdie brief doen. Om dis mense sleg te sê wat nie aan die Here behoort nie, of hulle te veroordeel, dink ek is 'n verkeerde verstaan van hierdie teks. En dit kan selfs 'n misbruik daarvan wees. Hy gebruik hulle net as 'n voorbeeld van hoe die mens nie moet wees wat hulle self as 'n gelowige beskou nie. Petrus beskryf dit elders baie goed. Hy sê, geliefdes in die wêreld, is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle aan om nie aan julle sinnelike begeertes toe te gee nie. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is. Hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. 1 Petrus 2 vers 11 en 12. En kort, nie soos hulle maak nie. Wees radikaal anders. Julle leefwyse moet in alle opsigte verskil van hulle sin. Dit sonder om 'n woord te sê. As Paulus nou 'n beskrywing van die mense sonder God gee, wil hy vir die gemeente voorhou hoe hulle moet wees om nie so te leef en te wees. Slegheid, jaloesie, haat, bedrog, kwaadwilligheid, moord, twis, sonder liefde, kwaadpraters, onbetroubaar, hooghartig, ensovoorts. Maar die ergste is, hulle haat God, terwyl hulle die verordeninge van God ken. Hierdie is dus nie mense wat glad en geheel en al niks van God weet nie. Hulle het al ergens met hom te doen gekry langs die pad. Maar net so 'n kort opmerking oor hierdie woordjie haat. Haat in die Bybel is nie emosie nie. Haat beteken om God in die tweede plek te stel. 'n Voorbeeld in die Ou Testament. Nou Jakob het vir Rachel lief gehad, maar vir Lea het hy gehaat. Tog het hy baie kinders by Lea gehad. Dit was net Jakob se eerste keuse as vrou was Rachel en die tweede keuse was Lea. Dit het niks te doen met emosionele haat nie. Mense wat God haat, is inteendeel baie lief vir God. Hy is vir hulle belangrik, hulle dien hom graag, hulle eer homself. Maar as dit kom by keuses, dan neem hy die tweede plek in. Hy is nie vir hulle prioriteit nie. Dis hoekom hier Paulus met die gemeente praat. Hy daag hulle prioriteite uit. Mense, wie kom eerste? Wie is die belangrikste? Ons weet dat mense sonder God nie vir hom in die eerste plek sal plaas nie. Maar julle, hoe maak julle wanneer julle moet kies? Dit was juist die probleem waarmee Martin Luther geworstel het toe hy die Romeinebrief bestudeer het. Die kerk van sy dag het besluite geneem wat ten koste van die lidmate was. Die arme lidmate was heeltemal uitgelewer aan die genade van die kerkleiers. Hulle het God so ver as moontlik van die gewone lidmaat probeer weghou. Nou as ons dit vandag lees, moet ons so lewe dat niemand verhinder mag word om na hom toe te kom nie. Nie deur ons lewe of deur ons boodskap nie. Maar wat interessant is, hierdie gedeelte is nog nie deel van die evangelie nie. Dis nog net die scenario wat hier geskets word, waar binne die evangelie moet gebeur. Daarom begin hy nie die brief daarmee nie. Hy vertel eers vir hulle dat God hulle liefhet en hulle geroep het.
Hy vertel hulle van hulle geloof wat reg oor die bekende wêreld bekend is. Dan eers skets hy die wêreld waarbinne hulle lewe. En hierdie wêreld lyk nie soveel anders as die een waarbinne ons vandag lewe nie. Mense, sê Paulus, as jy mooi kyk, sal jy sien, so lyk die kultuur van die mense van Rome en die Grieke waarbinne jy optree. Die evangelie is om juis radikaal anders te wees en nie meer te doen aan die rituele en die praktyke van geweld en haat en seksualiteit, rasisme, afguns, jaloesie en meerderwaardigheid nie. So, julle lewens moet uitstaan, sigbaar wees, soos God van julle vra. Dit is die evangelie. Nie om mense wat buite hierdie evangelie is, te veroordeel en te verdoem tot die hel nie, maar om hulle in liefde nader te trek, na God toe, na sy liefde toe, na sy omgee. Amen. Dierbare Here en Hemelvader, dankie dat ons hierdie evangelie kan uitleef. Elke dag, waar ons ook al is, waar ons ook al gaan, tot eer van die heilige naam. Amen. 'n pragtige mooi aand vir julle almal, word julle toegebid.